Goeienaand, kinders, onderwysers, enige iemand wat luister. Ek is Denise, dis vandag die 26ste Junie en is verskriklik koud vandag. En dit reën nie by ons, want dit is winter. Nou sit ek met 'n boekie hier, wat die teenoorgestelde van winter is. Dit praat van somer. Op die oomblik is dit koud, maar in hierdie boekie lees ons van 'n dag wat dit warm was. Ek hoop julle geniet dit. Ek het hierdie boekie gekry toe ek dokter toe gegaan het. En in die spreekkamer sien ek hierdie oulike boekie. Ek kon dit nie weerstaan nie en ek vra toe vir dokter, kan ek asseblief die boekie kry en net vir die kinders voorlees asseblief? Hy sê, natuurlik, bring dit net weer terug. Natuurlik moet ek dit môre terugneem. So, hier is die storie, is 'n pragtige, kyk net die pragtige illustrasies. Hierdie boekie is geskrywe deur Karen Ponte en sy het ook die illustrasies gedoen. Pragtig. Nou ek gaan die storie vir julle lees en die titel is Kwaai Uil gaan swem. Dit is 'n snikwarm somersdag. Kwaai Uil sit op sy tak en probeer afkoel. Maar niks help nie. Hy hoor hoe die ander voëls in die dammetjie daaronder plas en baljaar en hy besluit om ook te gaan swem. Maar nie in die lawaaiige volgepakte dammetjie nie, eerder in die diepblou see. Ek gaan vandag die heel beste swemdag maak, dink Kwaai Uil. Ek wonder wat gaan gebeur. Eers wikkel hy hom in sy ou swembrok in en blaas sy oranje swemvlekkies op. Net toe Kwaai Uil amper gereed is, sien hy dat sommige voëls hoede en sonbrille dra. Hy besef hy gaan ook iets nodig hê om die son uit sy oë te hou. Dus pak hy sy hoed en sonsambreel in. Hy wonder of hy 'n paar visse of dalk 'n krab of 'n kreef in die rotspoeltjie sal sien. Dus pak hy sy net en visstok in. En net vir ingeval, hy neem ook sy branderplank, seilstoel, strandbal, duikbril, snorkel, swemring, kamera, sonbril, handdoek, lyfplank, sonroom, swemnoedel en natuurlik 'n koelboks vol koeldrank, roomys en lekkernye saam. Dis baie goed. Uiteindelik is hy slaggereed om see toe te gaan. Hy trek sy vlerke en spring van die tak af en hy dink, dit gaan beslis die heel beste swemdag wees. Kwaai Uil klap sy vlerke, maar hy kan nie vlieg nie. Die klomp goed is veel te swaar en hy val laer en laer tot plaps, stuk hy amper in die water. Hy beland reg in die middel van die oorvol raserige dammetjie. Dit begin lyk of dit die heel slegte swemdag gaan wees, dink Kwaai Uil. Baie verleë loer Kwaai Uil bo die water uit. Hy begin sy goed bymekaar maak, sodat hy steeds strand toe kan gaan. Skielik stop hy en hy kyk rond. Hy besef, hy het die belangrikste deel van die beste swemdag
vergeet. Vriende, sonder maats om mee te speel en in die pret deel te neem, sal dit onmoontlik wees om die beste swemdag te hê. Kwaai uil besluit om 'n bietjie langer te bly. Al die voëls speel met die strandbal, deel die lekker koeldrank en lekkernye en dryf en plas tot die son ondergaan. Kwaai uil weet, die volgende keer as die son warm skyn, sal hy nie so kwaad wees nie. Hy weet, hy kan na die oorvol dammetjie gaan, waar al sy nuwe maats vir hom wag om nog 'n heerlike swemdag saam te geniet. Die einde. Maatjies, julle het vakansie en ek hoop julle onthou dat die beste ding is om goeie maats te hê. O ja man, ek gaan nou die prente wys. Kyk, hier's die prente. En ek hoop jy kan onthou wat gebeur het. Goed, ek gaan net my hand so lig. Pragtig. Mos kyk net. Hier het hy nog sy goedjies ingepak. Kan jy onthou? Hy het gewonder wat kan hy doen en hy kry so warm. Dis reg. En hy besluit om see toe te gaan. Hy wil nie daar die plaasdammetjie toe gaan nie. Was te lawaaiig. Hy dink hy gaan die heerlikste. Kan jy onthou wat hier gebeur het? Kyk nou net hier. Ek hoor wat jy sê. Dis wat hy gedink het, ja. Hy gaan op die brandes ry, lekker lê onder sy sonsambreel, en self sandkastele bou. Dis wat hy gedink het. Kom ons kyk wat volgende gebeur. Nou kyk, ja, kan jy onthou wat hier gebeur het? Dis reg. Hy het onthou gesien dat ander maatjies ook sonbrille het en sonsambrele en toe vat hy dit ook saam. Arme uil, wat baie goed in see toe. En wat het hy onthou om saam te neem? Dis reg, slim kind. Die wisstok. En toe ook nog die net vir dalkse krewe vang. Julle is oulik. Yes. Kom ons bly. En daar is uil gereed. Hy het nou alles. Hy gaan swem. Kyk net daar vir sy beste dag voorberei. Maatjies, kyk net die prentjie. Dink julle dit sal werk? Hy's gereed om te vlieg. Kyk net die swaar sakke. Alles koelkas en alles is in. En daar vlieg hy. Kyk, jy spat die goed. O ja, ek kan sien. Ja, maatjie. Kyk net daar die sonbrille. En wat nog? My aarde, kyk daar. Alles het geval. En waar beland hy? Plops. Hier so in die water. Dis reg. Ek het hom nogal jammer gekry, en jy? Wat dink jy, wat het hy verkeerd gedoen? Dis reg. Hy het te veel goed saamgeneem. Kyk, daar beland hy in die water. Was ook 'n goeie ding, goeie ding. Kyk nie daar, foei tog, hy verdrink amper, hy gaan af en laer. Kyk, die goed waai. Jy's reg, die visies het ook glad geskrik. Daar loop die kreef ook weg, die krab ook weg. Kyk net daar, hulle skrik, hulle boeglam. Wat het hier gebeur? Ja, ek hoor hoe lees jy. Baie mooi. Hy het vir hom baie verleë, loer die uil, bo die water uit. Hoekom dink jy hy is verleë? Reg, baie mooi. Ekskuus. Dis reg,
pragtig. Hy is verleë, want hy het gedink die plaasdammetjie is nie vir hom nie, hy wil see toe gaan. En daar beland hy ook saam in die plaasdammetjie. En natuurlik verleë ook oor al sy bagasie daar in die dam beland. Pragtig. Kyk nou net, daar so kry sy goedjies by mekaar en hy besef die belangrikste ding wat hy vergeet het, is vriende. Hy het sy vriende vergeet. Arme uil. Hy is toch al 'n kwaai uil, maar omdat hy nie sy vriende vergeet het en nou meer sal vergeet het, dink jy hy gaan nog kwaai uil wees? Dink jy so? Ek hoor wat jy sê. Nee, hy gaan vriendelik wees, want hy het vriende nodig. Hoe sê jy? Ja, dit is reg, mense het vriende. Jy moet vriendelik wees as jy maatjies het. Ja, jy moet nie beklei nie. Dankie, dis doodreg. Kyk nou net vir uil, hy het 'n diereles betaal, nie? Kyk dan, hy het besef hy 'n mens het maatjies nodig. En daar is die einde van die storie. En ek dink hy het weer en weer teruggegaan. Hier is die woord, ja, die einde. Maatjies, ek hoop julle het lekker geluister. En ja, juffrou kan nog vra. Julle kan self vir mekaar vrae stel en beantwoord. Mooi bly, trek julle warm aan. En as julle see toe gaan in die vakansie, maak seker dat dit veilig is, nie? En dat dit nie te koud is nie. Tot ziens!